die evangelie van Johannes staan daar geskryf in Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Nou baie van ons Afrikaners glo dat hulle kinders van die Here is. Baie van die Afrikaners het ek gevind glo dat almal 'n kind van die Here is. Of natuurlik, elke Afrikaner is 'n kind van die Here. Ons is 'n deel van die volk. Maar dis nie wat die Bybel leer nie. Want as elkeen as kind van die Here gebore is, of as kind van die Here gedoop is, nou hoekom sou die Bybel sê, maar almal wat hom aanneem, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. As jy 'n kind van God word, dan beteken dit, jy is nou 'n kind van God, maar jy was nie 'n kind van God nie, voordat jy een geword het nie. So jy moet 'n kind van God word. Daar moet 'n dag in jou lewe kom waar jy 'n kind van God word. Jy is nie outomaties 'n kind van God nie, behalwe in die sin dat ons is almal afkomstig van Adam en Eva, en die Here het Adam en Eva gemaak. So in daardie sin is ons kinders van God, in die sin van God het ons voorouers geskep. Maar ons is nie kinders van God in die sin wat die Bybel van praat, noodsaaklik is om hemel toe te gaan nie. Want Jesus leer dat meeste mense hel toe gaan, omdat hulle hom verwerp. Maar min mense sal hemel toe gaan, omdat hulle Jesus Christus aanneem. En nie net in hom glo dat hy God is, en dat hy die seun van God is nie, maar hom gehoorsaam. Want as jy in die Here glo, die manier wat die Here sê jy moet, dan sal jy hom ook gehoorsaam wees. Jou gehoorsame dade verdien jou plek in die hemel, en jou gehoorsame dade bewys dat die Here 'n werk in jou hart kom doen het. So, Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het. So elkeen wat Jesus aangeneem het. En hierdie aanneem is nie net van, ja ek glo, Jesus is die seun van God, ja ek glo, hy het aan die kruis vir my gesterf, ja ek glo, hy het opgestaan, ja ek glo, dat hy 'n mens was, en hy is ook God, en dis geskiedenis. Dis nie net kopkennis nie. Dis nie net ek glo dit het gebeur, dieselfde manier wat ek geglo het, dat Jan van Riebeeck in 1652 Suid-Afrika toegekom het, en voet aan wal gesit het nie. Dis nie daardie tipe glo nie. Dis nie daardie tipe aanneem nie. Dis dieper as dit. Dis nie net 'n kopkennis nie. Dit is 'n persoonlike kennis. Dit is om in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus te tree. Sê maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy, hoofletter H, die mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. So ek wil jy net baie eenvoudig vra, vandag, het jy al 'n kind van God geword? Nie is jy 'n kind van God gebore as baba nie, nie is jy as kind van God gedoop as baba nie, nie is jy as kind van God gedoop as tiener of volwassene nie, maar het jy al 'n kind van God geword deur om die Here Jesus Christus aan te neem as die een wat van God af aarde toe gekom het om jou van jou sonde te red. Voordat jy gevind kan word, moet jy besef dat jy verlore is. Ons het elkeen al sonde gedoen. Ons het elkeen al slegte dinge gedoen. Ek ook, ek het al baie vieslike en slegte dinge gedoen. Groot sondes. En ek verdien om hel toe te gaan. En ek moes besef, maar ek verdien om hel toe te gaan, voordat ek belang gestel het en 'n redder of 'n saligmaker. Voordat ek omgegee het, dat Jesus my kon red, moes ek besef, ek het sy hulp nodig. So asseblief, lees die Bybel, lees Johannes hoofstuk 1 vers 12, lees die verse daar rondom, en as jy nog nie 'n kind van God geword het nie, kontak my, of kontak 'n predikant of 'n pastoor wat jou kan help en jou kan lei. Hoe kan jy God persoonlik leer ken? Hoe kan jy Jesus leer ken? Nie net as 'n geskiedkundige figuur uit die ver verlede, nie net as 'n God daarbo ver in die hemel, aan die ander kant die wolke en die sterre nie. Maar hoe kan jy God leer ken persoonlik in jou hart? Vandag, asseblief,
neem die Here Jesus Christus aan as jou persoonlike redder van sonde. Die Here het jou ewig lief, mag hy jou seën. Here God, ek bid vir my volk, en ek bid dit, Here, dat U ons sal help om voor U te breek en voor U te kniel en te erken en te bely en te sê, Here, Jesus Christus, wees my sondaar barmhartig. Vergewe my sondes, kom binne my hart. Lei my, Here, help my om U gehoorsaam te wees, van nou af aan, tot die dag wat ek sterf, wil ek getrou wees aan Jesus Christus. Nie meer sondes in die geheim doen nie. Nie meer speel Christenskap nie, net maak asof ek 'n groot Christen is, terwyl ek weet ek vlot nie binne nie. Maar Here, nou gee ek vandag U my hele hart en siel en gees, my toekoms, my denke, my dade, my gewoontes, my tong en my hande, my alles, my toekoms. Here, ek gee myself aan U en ek neem U aan as my redder. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën.